Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is dankbaar dat die Here aan ons die voorreg gee dat ons ook vanoggend sy woord kan oopmaak en daardeur bemoedig, versterk en toegerus kan word vir hierdie dag. Ons skriflesing vanoggend kom uit Esra hoofstuk 5. Ons gaan daarvan saam lees vers 6 tot en met vers 17. Hier volg nou 'n afskrif van die brief wat gouverneur Tattenai van Wes-Efraat, Setar-Bosnai en hulle amptsgenote, die gouverneurs in Wes-Efraat aan koning Darius gestuur het. Hulle het aan hom verslag gedoen en soos volg geskryf: Aan koning Darius, alle voorspoed. Ons bring tot die koning se kennis dat ons na die provinsie Juda toe gegaan het en daarby 'n groot tempel uitgekom het. Dit word gebou van gekapte klip en die banke word al op die mure gelê. Die werk word met ywer gedoen en vorder vinnig. Ons het toe by die mense wat die leiding neem navraag gedoen. Ons het vir hulle gesê, van wie het julle opdrag gekry om die tempel te bou en sy timmerasie op te sit? Ons het ook hulle name gevra om vir die inligting op skrif te stel watter manne hulle leiers is. Hulle het ons soos volg geantwoord: Ons is dienaars van die God van die hemel en die aarde. Ons is besig om die tempel te herbou wat vroeër baie jare hier gestaan het. Dit is deur 'n groot koning van Israel opgerig en voltooi. Maar ons voorvaders het die toorn van die God van die hemel op hulle laat kom, en hy het hulle oorgegee in die mag van die Galdeer, koning Nebukadneser van Babel, wat die tempel verwoes het en die volk na Babel toe weggevoer het. Koning Kores van Babel het egter in sy eerste regeringsjaar opdrag gegee dat die tempel herbou moet word. Koning Kores het ook die goue en die silwergoed wat aan die tempel behoort en wat Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem verwyder en in die tempel van Babel laat sit het, weer uit die tempel in Babel laat haal en dit aan Sesbassar oorhandig, die man wat hy as gouverneur aangestel het. Sy opdrag aan Sesbassar was: vat hierdie goed terug na die tempel toe in Jerusalem en bou die tempel weer op sy oorspronklike plek. Die Sesbassar het toe gekom met die fondamente van die tempel in Jerusalem gelê. Van daardie tyd af tot nou toe word daar gebou, maar daar is nog niks klaar nie. As die koning dit dan nou goed vind, laat ondersoek doen in die koninklike argief daar in Babel en stel vas of dit so is dat die koning Kores opdrag gegee het dat hierdie tempel in Jerusalem weer gebou moet word. Laat ons dan weet wat die koning se beslissing is. Soos die geval met die Samaritane, word daar weer eens 'n brief gerig aan die koning. Die gouverneur Tattenai skryf 'n brief van koning Darius. Die doel van die brief is egter anders as die brief van die Samaritane. Waar die Samaritane se doel was om twyfel te saai by die koning en om in die volk in 'n slegte lig te stel, poog hierdie gouverneur om die feite aan die koning deur te gee. En die brief wat ons in Esra 5 opgeneem het, is 'n kopie daarvan. En dit was 'n algemene gebruik. Daar word 2 briewe geskryf. Die een kopie word gehou en die ander kopie word gestuur. Op hierdie wyse word daar rekord gehou van die korrespondensie. En die gouverneur rig dan hierdie skrywe objektief met die doel dat die koning ingelig word oor die stand van sake rondom die volk se optrede. En die koning word ingelig dat die gouverneur die provinsie Juda besoek het en daar 'n groot tempel gesien het. Hier sien ons dus reeds duidelik dat daar goeie vordering gemaak is in die bouwerk. En die bouwerk word ook vir ons verder beskryf. Die tempel word gebou uit gekapte klip en die balke word op die mure gelê. Die tempel is nog nie voltooi nie, maar daar is vordering. En die volk se gesindheid word ook aan die koning oorgedra. Hulle werk met ywer en hulle vorder vinnig. Wanneer die vraag dan aan die volk gevra word, onder wie se gesag en toestemming die bouwerk gedoen word, word daar 'n ryk antwoord gegee. Eerstens getuig die volk dat hulle God dien, nie die gode van Babel of Persië nie, maar die God van die hemel en die aarde, die God wat alles geskep het, die enigste ware God. En tweedens is dit nie nuwe bouwerk nie, maar herstel. Die volk herstel die tempel wat vroeër daar gestaan het. En die rede waarom die tempel herstel moet word, is as gevolg van die volk se eie sonde. Hulle het teen God oortree en daarom het die vyand die tempel afgebreek toe die volk weggevoer is in ballingskap.
Dit word dan duidelik gemaak dat koning Kores die opdrag gegee het dat die tempel herbou mag word en dat die goud en silwergoed wat Nebukadneser weggeneem het aan die volk terugbesorg word. In vers 17 sien ons dan in hierdie brief die uiteindelike doel daarvan. Die goewerneur versoek die koning om die argiewe na te gaan om te bevestig dat dit wat die volk gesê het, die waarheid is. Dit wat die volk vir die goewerneur gesê het, is die waarheid en dit kan bevestig word. Om bewyse te gee vir leuns is nie maklik nie, want daar is niks om dit te ondersteun nie. Maar die waarheid kom duidelik na vore omdat daar die nodige bewyse is om dit te bevestig. Feite kan geverifieer word, maar dieselfde geld nie vir leuns nie. Daarom moet ons in gehoorsaamheid aan God altyd die waarheid najag, selfs al sou dit teenkanting veroorsaak. God is die bron van waarheid en daarom kan ons nie anders as om van die waarheid te getuig nie. Kom ons antwoord deur saam te sing Psalm 15. Ons gaan daarvan saam sing vers 1 en vers 2 van die Kloete omdigting. En met die gedagte van die waarheid na vore, sing ons in vers 2, wie reg doen en hy wat die waarheid praat, word in u woning, Here, toegelaat. En daarom jaag ons die waarheid na. Dit is waartoe die Here ons roep. Ons gaan saam sing Psalm 15 verse 1 en 2 van die Kloete omdigting, wat ook 'n meer onbekende melodie is. So ek sal u aanraai, luister dit ook so 'n paar keer, dat ons ook hierdie melodie kan leer. Psalm 15 verse 1 en vers 2. Wie laat die in die woonplek ingaan, Heer? U berg is heilig, wie mag daar verkeer? Hy wat hom onberispelik gedra, hy het die reg om toegang hier te vra. Wie reg doen en hy wat die waarheid praat, word in die woning, Here, toegelaat. Teenoor sy medemens doen hy geen kwaad, en van sy naaste word nooit sleg gepraat. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U in liefde en waarheid en in eenheid kan aanbid. Ons dankie dat U kragtig in ons werk deur U Gees, dat ons mag bely U is die Here. U is die God van die hemel en die aarde, die enigste ware God, die skepper en onderhouer van alle dinge. Ons dankie vir die kosbare geskenk van geloof. Dankie dat ons mag weet dat dit nie uit ons eie uitkom nie, maar 'n kosbare geskenk is uit U hand. Wil U met ons wees in hierdie dag, dat ons selfs in moeilike omstandighede steeds in liefde en waarheid sal optree. Dat ons die duiwel sal teëstaan en nie sal soog voor die versoekings van leuns nie. Wil U ons ook veilig hou in hierdie dag. Seën dit wat ons aanpak, dat dit ook tot U eer sal strek. Vergewe in U groot genade al ons sonde. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. In vanoggend se meelewingsmoment wil ek graag fokus op die tydperk wat ons nou mee besig is. Ons is hier in einde November en dit word ook dikwels as jaareinde beskou. Daar's soveel dinge wat nou moet gebeur voor mense toemaak vir die Desember vakansie. En met die gevolg is daar is baie druk en baie spanning in hierdie tyd. En daarom bid ons in besonder dat God vir ons kalmte sal gee in hierdie spanningsvolle tyd waar baie dinge nog gedoen moet word. Dat hy ons harte sal rig om ons tydsbestuur agter mekaar te kry, sodat ons kan tyd maak om alles te doen wat ons moet doen. Maar bo dit alles bid ons ook tot die Here dat hy vir ons sal rus gee in hierdie tyd. Dat ons onsself nie so sal ooreis nie, maar steeds ons rus by hom sal vind. Mag die Here ons daartoe lei
en mag elkeen van julle 'n geseënde dag beleef. Totsiens.